Passie vir spoed, Adele Reinders. Hoe verwarrend is dit? Om kort na jou 21ste verjaarsdag uit te vind, dat jy nie die gesin se laatlam seun is nie, dat jou seksie ousus jou ma is, en dat die pa, wat jy enige oomblik hier in die hospitaalbed sal moet groet, eintlik nog al die jare jou oupa was. Jou ma, wat om 'n paar jaar vooruit gegaan het, is jou ouma, en die saad wat jou ousus 5 jaar gelede soos 'n warm patat vir 'n jonger model gelos het, was nooit jou swaar nie, maar jou stiefpa. En hy wou die ou gaan moer het. Jou ma was maar 18 jaar oud, Henko. Het pa, of liewer oupa, kort asem verduidelik. Hy wou sake regmaak voordat hy gaan. Hy kan nie met 'n leuen sterf nie. Jou pa was skaars 21 en boonop 'n uitlander. Hulle twee se lewens het nog voorgelê, maar ek en ouma kon jou mos nooit na vreemdes laat gaan nie, soos in laat aanneem nie. Jy is 'n volbloed berger. Nee, hy is nie 'n berger nie, of liewer hy is nie net 'n berger nie, 50%, want iewers is daar 'n donateur wat vir sy ander helfte verantwoordelik was. Wat is sy naam? My biologiese pa se naam, het hy met 'n vreemde snikklank in sy eie stem uitgeroep, oortuig daarvan dat die kleur van sy vel dieselfde is as die dun laken oor pa of oupa se ewe bleek lyf. Luigi of Sweets was sy voornaam, en Patrice, 'n Italiaanse van. Ons het hom sommer Lewies genoem. Miskien sal jou ma eendag vir jou meer van hom wil vertel. Hy beduie na sy sogenaamde sussie, wat nou in trane is daar by die voet en eind van die bed. Van verligting, oor die waarheid wat uiteindelik uitkom, dat hulle almal kan ophou toneel speel, of oor haar pa wat so siek is, sy oupa wat snak na suurstof. 'n uur later is sy geliefde pa, oupa, weg, en sy kop in 'n toestand van verwarring. Baie ouens van sy ouderdom sal waarskynlik gaan deurnag dwelms, maar hy klim op sy motorfiets en jaag die blou blessed se hel uit die ding uit, byna heel nag. Enige pad met 'n reguit stuk. Hy wil nie doodgaan nie, hy wil net die ding wat nou hier onder sy vel ingewaai het, wind gee en laat pad gee. Nou weet hy hoekom sy ousus soms so baasspelerig was, hoekom oupa en ouma altyd haar opinie gevra het oor goed wat hom aangaan. Eintlik was hulle 3 amazing ouers. Ousus, ma. Hy sal nog 'n kop skuif oor daai een moet maak een of ander tyd in sy lewe. Miskien sal hy kies om haar heeltemal uit sy lewe te skuif, om hom so in die donker te laat sy hele lewe. Dis 'n skande man, daar het sy haar lewe met 'n losbol, losbroek Italianer weggegooi het. Die dat hy ook nie eens soos die bergers lyk nie. Hy het donker hare, bruin oë, en hy het nooit by sy oupa se statuur uitgekom nie. Hy was korterig, maar dan is sy ma en ouma ook mos maar aan die kleinerige kant. Wanneer die son uiteindelik begin opkom, ry hy heel wat meer besadig terug huis toe. Dit is mos maar 'n kleinerige dorpie waar hulle bly, en hy het al moeilikheid gekry as hy laatnag oop ketels inkom van iewers af. Oupa is nie meer daar om vir hom op die huis se stoep in te wag en te sê, mannetjie, nou vat ek daai sleutels van die bike weg nie. Nie dat oupa dit ooit baie gedoen het, of eintlik ooit gedoen het nie, en veral het hy dit nie meer gedoen na Henko se 18de verjaarsdag nie. Dit was in elk geval nie vir oupa 'n lekker tyd na ouma se dood nie. Nou is Henko 21 verby, Mondag. Sy suster moet bly wees as hy nog hier is. Manne van sy ouderdomme versprei maklik hulle vlerke en gaan woon oor see.
Hy staan eers daar langs sy bike en maak seker dat daar nie meer spore van die vele trane is wat hy nie na gestort het nie. Manne van 21 huil ook nie meer nie. Maar vir Vlaksteen mag seker ontsteld voel as jy op een dag jou pa, jou oupa verloor en agterkom dat jy 'n regterpa gehad wat jy nooit geken het nie, dalk nooit sal ken nie. Wat as hulle hom die voorreg ontneem het om sy eie pa eenmaal te ontmoet en dat die man nou intussen dood is? Enige iets is sekerlik moontlik. En as dit die geval is, drop hy hierdie vrou wat hom verraai het soos 'n warm patat. Hy sal oorsee gaan bly, iewers gaan werk as werktuigkundige. Hy maak uit van motorfietsse en car engines. Hy kan enige ding met wiele ry en reg kry. Hy sê dit nooit aan sy bejaarde oupa gedoen het om sommer net weg te gaan nie. Veral nie vandat die man toe boonop siek geword het nie. Maar niks keer hom om sy sogenaamde suster, wat aan hom geboorte geskenk het, soos 'n warm patat te los nie. Behalwe dat as hy mooi daaraan dink en bereid is om dit te erken, was daar altyd 'n spesiale band tussen hom en haar, hulle hele lewe lank. Sy het dikwels gehelp met sy huiswerk, soms sy take en ander huiswerk vir hom gedoen as hy sy alie daarin afvee, bemoeienis gemaak met hom, selfs in hulle pa se garage hier op die dorp bly werk as boekhouer. Sy kon ook seker al lankal pad gevat het grootstede toe. Maar nou weet hy hoekom. Of hy vermoed en glo so in die stilligheid hoekom sy dit gedoen het. Selfs getrou het met 'n ou wat ook hier op die dorp gebly en gewerk het. Dit was oor hom, Henko, haar enigste kind, want sy en die man wie se ring sy vir 10 jaar gedra het nooit kinders saam gehad nie. Waarskynlik die rede hoekom Ronel hom vanoggend met rooi gehuilde oë daar op die huis se stoep inwag. Sy weet mos hoe hy met die bike gaan jaag, wanneer die lewe hom jaag. Sy was seker bang dat die dominee of die polisie eerste daar gaan aankom met slegte nuus. Sonder om 'n woord te sê, meet hy haar by die oë voordat hy sy motorfiets daar langs haar EcoSport by die garage instoot. 'n 4-dubbele garage, daar staan ons baie karre daar binne, syne ook en oorlede pa of oupa sin. Henke oorweeg dit om by die agterste deur van die garage uit te glip en skelm verby Priscilla die huis op te glip badkamer toe. Hy is gesweet en geadrenalien, hy kort as stort. Maar een of ander tyd sal hy haar seker moet konfronteer as hy meer van sy verlede wil weet. Daarom stap hy toe maar eers weer vooruit, laat sak die garage se deur en kom na haar toe op die stoep aan. As jy wil praat, Boeta, Henko, en ek het gewonder of jy saam met my deur die papiere sal werk, oupa se lewensboek vir die begrafnis. Oupa, wil hy uitroep, maar hy antwoord net, ja, dis reg. Hy stort en toe hulle later saam aan die ontbyttafel sit, vra hy, my pa Lewies, of wat ook al sy naam is, die patruisman, leef hy nog? Hy sal nie nou skielik vir haar ma begin sê nie, sorry babe. Luigi Patrese, antwoord sy. Sy spreek het uit as Patrese. Dis mos hoe die Italianers praat, met sulke snaakse klinkers aan die einde van elke woord. Ek weet nie of hy nog leef nie. Dit was beter om heeltemal kontak met hom te verbreek. O, my kriek, dink hy. Dalk is sy pa soos Davide Valsecchi, wat op een van die F1 kanale kommentaar lewer. Hy en oupa en soms vriende van hulle het saam F1 kom kyk, en dan het hulle altyd lekker gelag vir die manier waarop die man praat. Oh, really, And then the car say, come down the street, Nou, is hy dalk die lag van die dorp en sy vriende, as hy Italiaanse bloed in hom het. Sy vriende, nou eers onthou hy van die klomp wat boonop gesê het, ja, sis is miskien bejaard, maar just like, sy's hot. Ek soek net een aan saam met haar. Vertel my van hom, vra Henko. Toe ek hom leer ken het hy vir Alfa Romeo gewerk.
Hulle wou gehad het dat oupa 'n Alfa dealership hier op die dorp moet begin. Toe het hy vir 6 maande hier by oupa kom werk. Toe oupa van ons uitvind, het hy hom weggejaag. Het oupa hom weggejaag, omdat jy die man se kind verwag het? Nee, hy het hom weggejaag, want hy was bang dat daar dalk 'n baba sou kom. Ek het nie dadelik besef dat jy op pad is nie. En toe jy besef dat ek jou toekomsplanne kom bederf het, toe maak jylle 'n plan. Maak asof ek oupa en ouma se laat lammetjie was. Het enige van die mense jylle ooit geglo? Daar was seker van hulle wat getwyfel het, van die mense wat ons van die begin af geken het. Ronel skink vir haarself nog tee. Sy is baie bedeesd onder Henko se kruisverhoor. Hoekom het julle hom nie laat weet van my nie? Oupa het seker gevoel dat hy nog te jonk is om verantwoordelikheid te aanvaar. Ja, dis presies net so. En jy, Ronel? Henko, eerlike antwoord. Ek het ook gedink, hy was 'n bietjie van 'n speler, en hy was skrikwekkend aantreklik, soos jy. Jy lyk op 'n druppel water, soos daai pa van jou. Ag, nee, dit ook nog. Maar hy sal nie te veel daarvan maak nie. Hy vra net, is Louise die patrijs toe terug Italië toe? Moontlik, al wat ek verseker weet is dat hy intussen getroud is, terwyl hy nog by Alfa Romeo gewerk het. Ek het hom eenmaal skelm daar gebel toe jy 3 jaar oud was. Die asem steek 2 keer in Henko se keel vas voordat hy in staat is om haar te vra. En het jy toe vir hom van my vertel? Nee, Henko, ek kon nie. Sy eerste woorde aan my was, dat hy intussen getroud is en dat ek hom asseblief nie weer moet kontak nie. Dink jy dat ek hom dalk kan probeer opspoor? Nie om hom te bug of te verpes nie, en veral nie om vir hom te sê wie ek is nie, maar net om soort van die blokkies in te vul wat nou vir my verlore geraak het. Jy is 21, Henko, ek kan jou nie keer nie. Ek weet, jou lewe is nou ernstig ontwrig, maar miskien moet jy net eers mooi dink hoe jy dit gaan benader, want daar is heel wat ander mense wat dalk ook in die proses kan seer kry. Ja, en dit is die laaste ding wat Henko wil doen, ander mense seer maak, al is hy self nou stikkend. Daarom staan hy sy plek netjies vol langs Ronel by pa se begrafnis. Dit was 'n vreemde gewaarwording, toe hy sy arms om haar skouers sit, daar in die kerk, toe sy so hartseer gesnik het, met die wete dat hy sy ma troos, en nie sy suster nie. En toe keer dinge soort van terug na normaal. Hy en sy, wat oupa se garage nou saam bestuur. En wie is die nuwe eienaar volgens die testament? Henko Burger. En soos by die meeste ander garages, hou hulle mos sleepwaens ook aan. Sleepwaens wat mense kan huur om hulle trekke te doen. Sleepwaens om motorfietsse en quads op te laai. Dubbel as sleepwaens as hulle wil karre gaan haal. Oupa se veel jonger vriend Dani bou die sleepwaens. Hy bou ook oulike kampwaens en hy het al hoeveel keer gewonder of pa nie die Serenity kampwaens ook hier in sy sleepwa-kampie kan hou as demo model nie. Dit is so gerieflik, jy slaan hom in 5 minute op. Toe koop oupa een by hom. Hy kan hom agter sy eie EcoSportjie sleep. Ma sal miskien nie daarvan hou om weer te gaan kamp nie, maar pa het planne gehad met sy EcoSport en hierdie kampwa, die Serenity. Sy planne was nie om vreeslik siek te word en dood te gaan nie, hy wou eintlik gaan toer. Miskien moet hy wat Henko is, nou die kampwaantjie agter sy eie Hyundai karretjie haak en iewers heen sleep.
Dalk word hy eendag langs die diep blou see wakker en kom agter dat dit nie so sleg is om Henko Berger met die patrys bloed in sy are te wees nie. Patrys van alle grondvoëls. Hy moet liewer nie vir sy vriende van hierdie skandaal en daai van vertel nie. 2 weke later is daar darm weer soort van vrede tussen Henko en Ronel. Solank hy net nie vir haar vertel waarmee hy homself in die aand op die internet besig hou nie. Hy soek nie net lank staan goedkoop kampeerplekke langs die see en op interessante plekke nie. Nee, hy voer die naam Luigi of Lewis Patricie in en kyk wat daar uitgespoeg word. Maar daar is nie 'n mens met so van op enige plek in die aarde nie, veral nie in Italië nie, maar ook nie in Suid-Afrika nie. Dan jok sy ma en oupa waarskynlik oor die van om hom op 'n dwaalspoor te bring. Hy Google Alfa Romeo en Luigi. Daar vind hy 'n hele paar Luigi's wat vir Alfa werk, hier en oor see. Daar is selfs een wat by 'n maatskappy in Swartkops betrokke is, die renbaan daar. Maar Luigi het 'n ander van. Hy is Luigi Panaggio en hy is betrokke by die MV Agusta motorfietsse. Wow, motorfietsse! Jemmel, sy absolute swak in die lewe. Het Henko nie al 3 van die goed opgebou saam met oupa nie? En dan die een waarmee hy so vinnig van punt A tot punt B kan jaag as hy moet of lus het. Hy kan ry. Oupa het gesê dit is 'n talent. Hy was 3 toe hy al met sy eerste scrambler geval het. Pa, of liewer oupa, het hom ons skelm na 'n grondbaan hier naby gevat en hom daarin gesmokkel. Gesê hy's 4 jaar oud. As ma, wat ouma was, en sit wat nou ma is, so keelgat opgesit het, sou hy nie 'n champ iewers gewees het in die wêreld nie. Wat seker nog steeds kan gebeur. Hy wil graag 'n champ wees, maar ouma's nie meer nie, en sy ma het nie 'n sê nie. Dit is nou as 21, nie te oud is vir hom om te begin jaag nie. Henko besluit om die man te gaan uitcheck, so gou as wat hy kan. Intussen like hy maar net die betrokke Swartkops bladsy op Facebook en hy dink by homself, Henko Panaggio Berger. Ja, dit klink beter as Patrys Visant Kwartel. Henko is nou sommer baie meer gereeld op Facebook en hy kry notas van Swartkops Racing Track. 2 weke later is daar 'n event, die Superbike Championships. Henko bekyk die afstand van hier af Swartkops toe. Met 'n kar is dit ongeveer 1 uur en 'n half se ry. Met sy ouer model Kawasaki KR500, wat hy en sy oupa ook saam opgebou het, kan hy die afstand in 'n 3 kwartier aflê as hy oop ketels plat lê. Ronel sal nie eens weet dat hy weg was vir die naweek nie. Sy watch mos sy Hyundai karretjie, en as die kar daar staan, kuier hy waarskynlik by die bure se seun, 'n jarelange vriend van hom. Dit is ook die enigste persoon wat hy van sy naweekplanne vertel, om vir hom te cover, jy weet. Henko is mos op hierdie stadium tussen meisies. En nadat sy ma se geskiedenis uitgekom het, wat hom ook ten seerste raak, is hy dalk so half en half af van meisies. Heel waarskynlik permanent. Hy kan seker die Serenity Hawk en vir Ronel sê dat hy by Bronkhorstspruitdam of die Voetbak Kloof of so plek gaan kamp, maar sy ken mos mense oral. Sy sal uitvind as hy nie daar iewers is nie. Dan is die hel waarskynlik losser as toe hy agtergekom het dat hy net 'n halwe berger is. Grand Prix naweek. Lieg hy Vrydagoggend vir Ronel, Priscilla en later vir die mechanics en petroljoggies daar by die garage ook.
Hy en die buurman gaan verdwyn in die man se cave langsaan. Moenie na hom kom soek nie. 'n Man mag ook soms 'n naweek afneem om te sien hoe Max Verstappen stadig maar seker weer terugstoei om die championship te vat. Henko ry Vrydagmiddag net na 3 met 'n slaapsak, 'n klein rugsakkie vir sy tandeborsel, handdoek en 'n ekstra stel klere. Al het hy geen idee waar hy die nag gaan slaap nie. Ag, hy gee ook nie om nie. Kyk hoe kruip hy nog onder 'n paviljoen in. Hy trek sy swart leerpak aan, want hy gaan jag. En toe sluip hy uit. By Swartpops gekom, noem hy dat hy daar is om Luigi Panaggio te sien. Hy is bereid om te betaal, maar nee, hulle laat hom inry. Binne ry Henko stadig rond om nie te veel aandag te trek nie. Toe parkeer hy sy Kawa langs 'n muur naby KW Augusta Garage en hou die plek dop, terwyl daar 'n pragtige jong dame uitstap en nadat sy rondgekyk het, reguit na hom toe aankom. Kan ek help? Vra sy. Ja, asseblief, ek is op soek na Levis of Luigi of so iets. Wel, Luigi, ja, dit is my pa. Ek neem aan dat jy die jongman is wat die bike op 'n toetsrit om die baan gaan neem. Shit, brevel hy in sy dag-oud stoppelbaartjie, want nou moet hy sy pose hou. Hoe toevallig is dit nou, om by die plek waar hy sy pa soek, dalk 'n pragtige halfsuster raak te loop? Maar wat hom byna van sy fiets afgooi, is die feit dat sy praat van 'n rit op die legendariese MV Augusta. Henko wil homself knyp of hard klap om by te kom. Miskien is hy nou ook oorlede. Dalk was hy in sy 200 km/h trip hiernatoe in 'n moerse prang. Sy lyf lê dalk vermink en verwronge deur agter tussen Delmas en Grootfontein landbouhoewes, maar sy gees dwaal hier op Swartkops rond. Wil jy graag eers na die fiets kom kyk, voor my pa terug is van lunch af? Vra sy. Ja, nogal graag. Sexy leathers, verwys sy na sy uitrusting. Dankie, my pa het dit vir my gekoop. Sy oupa sou hom nie daar sonder op enige motorfiets laat klim nie. Hy het maar sy jaagduiweltjie in hom. Henko los sy goed by die Kawa en gaan maak homself op die saal van die Augusta sit. Toe draai hy die sleutel en die engine kry lewe onder hom. Wat 'n gevoel! Moises gaan haal sy valhelm by die Kawa. Voordat jy dalk enige idees kry, jy weet mos dat jy nie sonder die meneer op die baan mag gaan nie. Nee, hy weet dit nie regtig nie, maar hy vermoed dit. Daarom sit hy die valhelm op en trek die band styf onder sy ken vas. Wat hom egter so bietjie meer pla, is die feit dat hy eintlik weet dat hy nie op die baan mag gaan nie, al draai valhelm. Hy is nie daardie ou vir wie Luigi wag nie. Maar ten minste gaan hulle dit dalk nie dadelik agterkom nie, want hy het nou mos 'n vermomming op sy kop en oor sy gesig in die vorm van die valhelm. Full face. Die volgende oomblik kry hy 'n duime opteken reg voor sy oë van 'n wildvreemde persoon. Toe 'n klop op sy rug en 'n clear to go, make us proud. My vrek, waarheen? Henko ry by die pits uit en agter 'n ander motorfiets aan. By die uitgang na die baan keer iemand hom voor. 'n Baanbeampte, vermoed hy. Die man maak stoptekens met die hand. Dit is waarskynlik hier waar hy nou sal moet afklim en erken dat hy vir die eerste keer in sy lewe op Swartkops kom rondkuier. Maar dan wys die baanbeampte vir hom, laat jy gaan. En hy gaan. Eers versigtig, maar na die eerste draai maak hy die krane volloop. Jessie, hy like hierdie volbloed resies perd vir 'n byk onder sy sitvlak. Daar, by die boonste draai, voel hy die baan is effens glad.
Een van die ander ouens het met 'n boog getrek. Hy sal 'n mental note maak van daardie plek as hy weer verbykom. Eenmal om die baan. Maar toe hy by die wegspringpunt kom, staan mooi sussie en 3 manne vir hom en kyk. Moet hy stop? Is sy gate crash party verby? Gelukkig nie. Die een ou wys vir hom duime op en sy arm swaai om te wys, laat jy weer gaan. En hy gaan. Die keer hou hy nie terug nie, sommer 3 keer om die baan. Wat 'n gevoel. Hy wens, pa was nou hier. Pa, eina man, dit was sy oupa, maar jessie, die man was vir hom spesiaal. Miskien sal dit eendag insink. Miskien kom daar weer vrede in sy lewe. Hy trek weer oop ketels vir pa. Uiteindelik wys hulle vir hom hy mag maar stop. Of liewer, hy beter stop. Want daar staan 'n hoogs omgekrapte meneer by hulle. Wie die Joos is jy? Vra die man. Henko Berger, antwoord hy. Hoop hy, dink hy, was hy nog altyd, tensy anders vermeld, sonder in die volgende woord saamgevat. Pa, keer sy mooi sis, dit is eintlik my skuld, ek het gedog hy is RW. Luigi Panaggio, haar pa, moontlik sy pa, staan weg, Anna. Henko het nog nie een stem vir die man genoem, dat hy moontlik sy lang verlore seun is nie. Nou wil die man hom al tik. Henko is dik van die lag. Dit is miskien die rede hoekom die hemelse Vader besluit het, dat hy en sy pa liewer nie op hierdie aarde moet ontmoet nie. Pa Hendrik Berger het hom redelik sagkens behandel, sy hele lewe lank. Waar kom jy vandaan, Henko Berger, en klim net van die Donna se fiets af? Luigi, los die seun, hy het sopas 'n baanrekord opgestel, grin ek een van die ander ouens. In daardie geval, moenie te ver weg gaan nie, beduie pa Luigi, met sy arm swaaiend in die lug. Hy stap weg, waarskynlik om iewers te gaan afkoel, want met 'n Italiaanse temperament, begaan hy dalk 'n moord en vind eers later uit dat die slagoffer dalk een van sy vele kinders was. Daar is net een ding wat hy nie kan verstaan nie. Ronel sê hy wat Henko is sy pa se ewebeeld, maar hy is dankbaar dat hy nie in hierdie een se beeltenis geskape is nie. Hy lyk seker bietjie meer na sy ma en die Bergers, want ou Luigi Panaggio is definitief nie die mooiste man wat hy in sy lewe gesien het nie. Henko haal sy valhelm van sy kop af, klim van die fiets af en toe los hy hom daar op sy voetruste. Die baan is glad daai kant, beduie vir die nuwe ou wat gaan opklim, reg oor so 'n Mercedes plek, een oue daar geploeg, so wees net versigtig. Die man gee hom 'n meerderwaardige kyk. Hy is mos die ware Augusta man. Moenie met stories by hom kom nie, hy ry beter as jy, hoor. Eers toe die ou met die fiets uitry baan toe, draai Henko na sy potensiële mooi sus. Jy weet nou wie ek is, Anna? Vertel my van jou en jou paale. Hoeveel kinders is julle en hoe oud is jy? Ek is 22 en die jongste van 3 kinders. Ek het 2 ouer broers. En jou ma? Sy is by ons huis, obviously. Sy hou nie van reis, sy hou baie van die reising, maar sy kom gewoonlik eers Saterdag kyk. Maar hoekom al die vrae? Henko? Jy gesê jou naam is Henko? Ag, ek is net nuuskierig. Iets wil nie vir Henko klop nie. As Anna die jongste van 3 kinders is, en sy is 'n paar jaar, of 'n jaar ouer as hy, wanneer het hy dan gebeur? Het sy pa dorp toe gegaan en hom skelmpies gemaak? Toe begin skroefies en legkaartstukkies uiteindelik by mekaar kom en hy vra, hier is nie dalk nog 'n Luigi nie, een met so 'n vreemde van, iets soos Patrice, daai voeltjies wat in die grond skrop en krap. O, maar jy's baie snaaks. Nee man, dit is nie Patrice nie. Die van is Patrice, lag sy.
Maar ek weet van wie jy praat. Natuurlik is hy ook een van my pa se vriende. Ons petrolkoppe stick around by mekaar. Hy werk vir Alfa Romeo. Jy weet mos die Italianers kuier gewoonlik lekker oor naweke saam in vreemde lande. Oom Luigi sal beslis môre by Swartkops ook omdraai. Dis nou, as hy nie al vanaand daar by my ouerhuis inklok vir die F1 practice nie. Hy en my pa en 'n hele paar ander ouens catch up gewoonlik saam op sulke F1 naweke. Jy praat van hom, asof die man enkel lopend is? Vra Henke. Ja man, hy is mos nou weer alleen. So 4 jaar gelede van sy vrou geskei, maar hoekom al die vrae, Henke? Ag, ek wil net baie graag met hom praat, is al wat Henko uiteindelik uitkry toe Anna stil bly. Sy keel is kurkdroog, hy haal sy waterbottel van die Kawa se saalsak af en sluk diep. Nou kom kuier jy ook vanaand by my ouerhuis. Kom eet sommer saam, my ma maak potte en potte pasta, en daar's altyd horde mense wat kom F1 catch-up op so 'n naweek. Vriende van my ouers en ook van my ouer broers, jy sal heeltemal inblend, niemand sal eers weet wie jy is en by wie jy hoort nie. Ek laat weet net vir my ma, daar kom nog 'n gas by, en as jy alright is om in 'n slaapsak te bash, kan jy dalk sommer daar saam met die ander klomp in die TV-kamer omval vanaand. O my dons, onderbreek Luigi Panaggio hulle. RW het wragtig geval, daar op die boonste draai langs die Mercedes loosie, flop en flapgeit. Hy het opgestaan en hulle sê hy is okay, ek hoop net die bike is ook okay, anders gaan die mechanics vanaand deernag werk. Anna, sal jy vir ma sê, ons kom dalk 'n bietjie laat in? Natuurlik, en dan kondig sy net af, haar pa moet dit maar vat of los, hy het nie veel van 'n keuse nie. Pa, Henko kuier ook vanaand saam met ons daar by die huis. O, daai een, ja, vat hom gerus maar saam, want ek het nog steeds 'n appeltjie met hom te skil. Regtig, Ronel, moet sy ma nou waaragtig 10 minute voor Luigi Patrese by die Panagio's sy huis opdag daar aankom met 'n sleepwa vol planne om hom, wat Henko is, soos 'n klein babiekie te kom huis toe sleep, letterlik. Sy is daar met die garage bakkie en 'n motorfiets sleepwa. Dit was blykbaar sy vriend en buurman, wat uiteindelik maar met die sak patats moes kom, toe sy 'n koekroller teen sy kop gehou het. Hy het gesê, Henko is Swartkops toe. By die baan het mense natuurlik beduie na die Panaggio's se huis, want almal weet nou van die nuwe baanrekord, wat die klein stront wat hier ingesneek het opgestel het. Vandaar gebeur dinge vinnig. Luigi Patrese ry met sy Ferrari in en sien die bakkie en die sleepwa met die garage logo. Natuurlik herken hy die mooi vrou wat met die 21-jarige snuiter staan en redeneer. Want ja, Henko vertel vir haar mooi dat hy 21 is en van nou af gaan doen net mooi wat hy wil. 21? Luigi is miskien 'n Italianer en hy hou nie net van mooi karre nie, hy kan tel ook en sy somme vat hom terug na die plattelandse garage waar hy hierdie mooi boerenooi in sy lewe ontmoet het en in sy arms geneem het. En sy's nog net so mooi, al is die mannetjie wat mos 21 verby is, helaas sy eie spieelbeeld van ongeveer 21 jaar gelede, soos wat hy ook toegelyk het. She was my first love. Begay, toe die Panaggio's uiteindelik uitkom en kom hoor wat is aan die gang. Ronel Berger, this woman. En almal is so gaande oor die mooie Ronel. En ene, Luigi Patrese, is so bly om haar weer te sien. Hy kyk so diep in haar oë, dat sy ousies, sy ma, skoon vergeet van hom wat Henko is. Sy stel hom nie eers aan sy biologiese pa voor nie.
Teen laat aand klouter Henko in sy slaapsak. Sy ma het die bakkie net daar gelos. Sy en Luigi is in die Ferrari daar weg. Hulle het catch up om te gaan doen. Gelukkig is Luigi sy huis net te ver van hier af nie. Henko weier net om te dink wat die soort catch up is wat die twee nou gaan doen. Hy is nie dankbaar dat Ronel nie meer kan swanger word nie. Hy onthou mos dat die fabriek op een of ander stadium gesluit is. Maar dan is hy nie haar pa nie, hy is ook nie haar oupa nie. Hy is blykbaar haar seun, of whatever. Die hele ding is nogal verwarrend. As jy jou toekomstige meisie ontmoet het op die dag waarop jy dink dat dit jou halfsuster is en jou biologiese ma wie jy vir jare gedink het jou ousus is, uiteindelik weer met jou biologiese pa opmaak en besluit om binnekort te trou en jou toekomstige skoonpa, hoop jy, jou baas gaan word as jy vir hom oor naweke hier op Swartkops wil kom jaag, want hulle het na vandag besluit dat die huidige kandidaat dit nie gaan maak nie. Hulle moet maar vir Henko Berger 'n kans gee. Henko se kop bly draai. Dinge gebeur te vinnig. Maar dan is die Italianers bekend vir hulle passie vir spoed. En hy, wat Henko Berger Patricie is nie 'n uitsondering nie. Hy aard seker na ou Luigi. En dan moet hy self erken, en dit is nie oor die man sy biologiese pa is nie, maar die blerrie man is gevaarlik aantreklik. Alhoewel Anna sê dat hy beslis nie 'n player is nie. Hy het 'n dogter, soveels geluk Henko, jy het toe 'n halfsuster. Sy is 15 jaar oud en bly by haar ma in Johannesburg, Luigi se ex-vrou. Hy sal haar binnekort ontmoet. Baie binnekort, jy verstaan hè, van spoedig, passie vir spoed. Dankie dat jy geluister het.